Goeiedag almal, baie lekker om weer saam met julle te kan kuier. Ek het so 'n dag of wat terug in die kar gery en toe speel daar die ou bekende lied I am a friend of God. En dit spaak toe nou by my 'n gedagte of twee dat my bietjie laat gaan navorsing doen het oor die hele konsep van om vriend van God te wees. So my tema vir vandag waaroor ons gaan gesels is die hele gedagte van om 'n vriend van God te wees, being a friend of God. Nou ons as mense identifiseer op verskillende maniere met God. Ons identifiseer met hom of ons sien hom as ons skepper en ons Here, die een wat ons gemaak het. Dan sien ons hom as ons regter, die een wat gaan kom om te oordeel. Dan ook identifiseer ons met hom as ons verlosser, want hy is die een wat ons kom red het en sy seun gestuur het vir ons. En ons identifiseer baie keer met hom as ons Vader, die liefdevolle pa-figuur wat omgee vir ons en uitreik na ons. Maar eintlik as mens mooi gaan kyk wat God se begeerte is, dan sien ons dat hy nog reg deur die Bybelse, reg deur van die begin van tyd af, begeer hy 'n vriendskapverhouding met ons as mens. Nou dit sien ons reg van die begin af. In die tuin van Eden skep God vir Adam en Eva en hy het die hele skepping daar en dan sien ons dat nog voor die sondeval gebeur het dat hulle op 'n daaglikse basis gewandel het met mekaar. Hulle het met mekaar gesels, hulle het 'n vriendskapsverhouding gehad. En dit was voor alles nou nog skeef gedraai het met die hele sondeval. So dit is wat God nog van die begin van tyd af begeer, om 'n vriendskapsverhouding met ons te hê. En daai verhouding tussen Adam en Eva en God was nie 'n godsdienstige ding, dit was geen rituele nie, dit was slegs 'n blote, liefdevolle vriendskapsverhouding tussen Skepper en dit wat hy geskep het. Daar was geen protes of geen skuldgevoelens wees soos wat ons mee vandag sit nie, dit was bloot net om in die teenwoordigheid van mekaar te wees, om in mekaar se teenwoordigheid te wees. So en net so, tot en met vandag toe, het nog niks verander nie. God begeer steeds dat ons as mense met hom 'n vriendskapsverhouding sal hê. Nou Rick Warren is 'n baie bekende Christelike skrywer. Hy skryf die volgende, hy sê knowing and loving God is our greatest privilege and being known and loved is God's greatest pleasure. So wat sê hy daar? Hy sê eintlik om God te kan ken en om te kan lief hê is ons as mense grootste voorreg. Maar dan aan die ander kant van die coin wil ek amper sê, is dit God. God kry ongelooflike plesier daaruit wanneer ons hom ken en hom liefhet. En dit is nog altyd van die begin van tyd af God se droom, dat ons hom plesier sal gee deur sy vriend of vriendskapsverhouding met hom te hê. Nou ek lees toevallig raak van Brother Lawrence. Nou Brother Lawrence het in die 17de eeu in Frankryk geleef en hy was in 'n klooster gewees waar hy die kok was. Maar hy het die vermoë gehad om die mundeinste, die verveligste werk, wat natuurlik vir hom skorrelgoed was, in 'n act of worship te verander. Met ander woorde, hy het dit reg gekry om die boringste deel van sy werk om te draai en dit in lof en aanbidding te omskep. En ek dink, as ons by hom sy les leer wat hy geleer het, kan dit ons dalk ook help om in 'n beter of 'n makliker in 'n vriendskapsverhouding met God te kan wees. Hoor wat sê hy? Hy sê, the key to friendship with God is not changing what you do, but changing your attitude towards what you do. So hy sê, dit gaan nie oor om jou lewenstyl noodwendig te verander nie, maar kyk na jou lewenstyl en kyk waar jy jou attitude kan verander, jou gesindheid teenoor dit, sodat daai aksie ook lof en aanbidding kan wees. So kan enige iets van om te gaan bad of eet of slaap of in die kar te ry of enige boring taak kan op die einde van die dag vir jou dan 'n aksie word. As jy net jou attitude teenoor dit verander, kan dit 'n aksie van lof en aanbidding word. So kom ons leer saam met Brother Lawrence om hierdie deel te maak van ons lewens, want dit kan ons verhouding met God natuurlik verbeter. Maar daar's ander mense in die Bybel wat spesifiek genoem word vriende van God. En ek wil vinnig gou na 'n paar van hulle gaan kyk. Die eerste persoon is natuurlik, en dit lees ons in Jakobus 2 vers 23, is Abraham. Jakobus 2:23 sê, dit het dus presies gebeur soos dit in die skrif staan. Abraham het tot geloof in God gekom en God het hom vrygespreek. Hy is selfs vriend van God genoem. So hier sê die Bybel self dat Abraham is 'n vriend van God. En ons gaan nou 'n bietjie verder kyk oor spesifiek Abraham om by hom te kan leer. Maar dan sal 'n ander persoon in die Bybel wat ook 'n vriend van God was, en dis natuurlik Moses. Ons sien letterlik hoe Moses opgaan teen die berg
daar is 'n tent opgeslaan en daar het God letterlik met Moses van aangesig tot aangesig gepraat. Dit lees ons in Eksodus 33 vers 11. Binne in hierdie tent het die Here met Moses gepraat soos vriende wat gesels en met mekaar in die oë kyk. Wanneer Moses daarna weer na die kamp toe teruggekom het, het Joshua, die seun van Nun, wat hom gehelp het, daar by die tent agtergebly. Hy het nie van die tent af weggegaan nie. So ons sien hier dat Moses fisies soos vriende met God gepraat het. En dat Joshua buitekant hierdie tent gesit het. En dat die oomblik toe Moses afgaan om weer met die mense te praat, dit wat God met hom gedeel het Joshua by die tent gesit, want daar was iets aan die teenwoordigheid van God wat hy nie kon los nie. Hy wou gaan sit het daar by die tent. En dan natuurlik, wanneer Jesus self op aarde is, dan noem hy self vir ons, vir my en jou, sy vriende. Kyk wat lees ons in Johannes 15 vers 13. Hy sê, niemand het 'n groter liefde as hierdie nie, dat iemand sy lewe sal opoffer ter wille van sy vriende. So Jesus het sê van homself, ek het gekom en my lewe kom opoffer vir my vriende. So ek en jy wat hom aanvaar, is sy vriende. Maar hy skryf verder, hy sê, julle is my vriende as julle doen wat ek aan julle opdra. Ek noem julle nie slawe nie, want 'n slaaf weet nie wat sy eienaar doen nie. Julle noem ek lankal al vriende, omdat ek alles wat ek by my Vader gehoor het, aan julle verduidelik het. So in Jesus se oë is ek en jy sy vriend. Net soos wat Moses God se vriend was, en net soos wat Abraham God se vriend was. Maar vriendskap het 'n baie sterk intieme konnotasie aan. Daar's iets rondom 'n intieme verhouding met iemand. Die Woordeboek inteendeel sê, dis een wat verbind is aan 'n ander deur 'n sterk liefdesband of 'n band van of 'n affection soos wat hulle in Engels sê. So wat ek agterkom is, dis moontlik om 'n kind van God te wees, maar nie noodwendig sy vriend te wees. So dis moontlik om gered te wees, maar nie noodwendig in 'n vriendskapsverhouding met God te staan nie. En dit is die deel wat ek graag vandag op sal wil fokus. Hoe kry ek dit reg om 'n vriendskapsverhouding met God te hê? Nou daarom het ek gaan kyk na Abraham. Abraham moes 'n paar dinge gedoen het om die titel te kon hê van God self wat sê, maar jy is my vriend. So kom ons gaan kyk wat is die dingetjies wat Abraham gedoen het, sodat ek en jy gou daarby kan leer. Ek gaan vinnig deur 5 punte noem. Die eerste een was, Abraham was gewillig om na God te luister en om te gehoorsaam. Nou moet julle verstaan, Abraham moes alles wat vir hom bekend was, los. Hy moes sy goed vat, sy familie en hulle moes trek. Hy het nie geweet waarheen nie. Hy het nie geweet wat God se plan was nie. God het nie vir hom presies gesê waarheen nie. Hy het blindelings net vir God vertrou en hy het tot aksie oorgegaan en hy het dit gedoen. En ek dink dis iets wat ek en jy dalk by Abraham kan leer. Miskien moet ek en jy leer om gewillig te luister na God en dan te doen sonder om vrae te vra, sonder om te wonder, sonder om te twyfel, maar blindelings in volle vertroue net oor te gaan in aksie. 'n Tweede ding wat Abraham gedoen het is wat vir die menslike brein nie sin gemaak het nie, moes Abraham aandurf sonder om God in twyfel te trek. So gewone mense sou nie som hierdie gedoen het nie. Daar was 'n stuk van bravade, 'n stuk braafheid wat Abraham gehad het, maar ook 'n blindelingse vertroue in die Here en hy het nooit die Here in twyfel getrek nie. So miskien kan ek en jy, as ek en jy 'n vriend van God wil wees, moet ons dalk ophou om God se leiding te weerstaan as ons hom nie noodwendig verstaan of weet waarheen hy met ons op pad is nie. Maar kom ons in 'n liefdevolle verhouding met hom hou op om hom heeltyd te bevraagteken, want dan kan dit dalk help dat ons in 'n beter verhouding vriendskapsgewys met God staan. 'n Derde ding wat Abraham natuurlik doen is, Abraham het nooit aangedring op 'n verduideliking van God nie. God het 'n paar groot dinge van Abraham gevra. Hy het eers gevra dat hy alles sal los en vertrek, dan deur sy lewe daar nog klomp goed gebeur en dan aan die einde sien ons hoe hy sy enigste seun moet gaan offer. Dis groot goed wat God van Abraham gevra het, maar nooit het Abraham God in betwyfeling getrek nie. So dalk as ek en jy ophou om God in betwyfeling te trek, sal ons dalk ook kan sê, maar ons het 'n beter vriendskapsverhouding met God. En dan nog 'n ding wat Abraham gedoen het, Abraham het gewilliglik homself weerhou of afstand gedoen van goddelose mense. Ons sien op 'n tyd dat die koning van Sodom en Gomorra, nou weet ons Sodom en Gomorra was 'n vreeslike plek vol sonde. Die koning van Sodom en Gomorra wou vir hom op 'n tyd geld offer uit dankbaarheid. En Abraham het net totaal geweier om enige iets van daai koning af te vat, want hy wou nie geassosieer word op enige manier met enige iets goddeloos van aard nie. So,
as ek en jy dalk afstand doen van sekere goddelose praktyke, sondes en goed in ons lewens, kan ons dalk ook in 'n beter vriendskapsverhouding met God staan. En dan 'n laaste ding wat Abraham natuurlik gedoen het, hy was gewillig om te doen dit wat God van hom geverg het, selfs om die persoon wat die naaste aan hom was, tot die dood toe te getrou te wees. Hy moes sy eie seun Isak gaan offer, en hy was tot die dood toe getrou daaraan. Hy was bereid om sy enigste seun, die belofte waarvoor hy 25 jaar lank gewag het, te gaan offer. So getrou was Abraham aan God. Dit sê iets, en miskien moet ek en jy ook, al wag ons hoe lank vir ons deurbraak, al wag ons hoe lank vir die beloftes van God om deur te kom vir ons, al kom dit nie nou dadelik deur nie, miskien moet ek en jy net vasbyt en tot die dood toe getrou bly, and then I will earn the position of being a friend of God. Nou ek wonder, hoeveel van ons sal bereid wees om daai pad te stap. En, maar ek weet ook, dat sou ek daai pad kies, sal dit een wees van ongelooflike seën. Want Abraham het ongelooflike seën in sy lewe beleef. Maar ook is dit 'n pad vol uitdagings. So kom ek en jy, kies soos Abraham, om vandag die pad van vriendskap met God te kies, wetend dat daar gaan uitdagings wees, maar dit gaan ook 'n pad van ongelooflike seën wees. Ek sluit af met Spreuke 18 vers 24 wat sê, vriende kan mekaar verwoes, maar dan sal ook 'n vriend wat nader is as sy eie broer. Die Engels sê hom vir my amper so bietjie mooier, hy sê, a man that has friends must show himself friendly, and there is a friend that sticks closer than a brother. Nou vir dit het ek natuurlik 'n praktiese voorbeeld ook weer eens gebring. Hierdie gedeelte sê, as ek vriendskap wil hê, moet ek eers 'n vriend wees. Nou hierso, vir die kinders het ek nou 'n voorbeeld gebruik. Hierso het ek nou 'n oulike ballon, en hy is vriendelik, en jy sien hoe vriendelik smile hy, en hoe lag hierdie vriend. Nou, vir hierdie ou, as hy vriende wil hê, moet hy eers vriende wees. So hy moet vriendelik wees. Nou, hy is vriendelik. En die oomblik as ek vriendelik is, kom ons maak net gou 'n bietjie statiese elektrisiteit, dan sal jy sien wat gebeur. Ons sien skielik hoe hierdie vriendelike ouetjie skielik 'n klomp goed na hom nader trek. Ons sien hoe hy die papiertjies optel met die statiese elektrisiteit. So, hy het die les geleer dat as hy wil vriende wees, moet hy eers vriendelik wees. En dit geld nie net vir aardse vriende nie. As ons wil maatjies maak, moet ons 'n goeie maatjie wees eers. Maar dit kan ons ook deurtrek in ons verhouding met God. As ons wil hê God moet ons sy vriend noem, then we need to be a friend of God. So kom ons doen die dinge wat vriende maak teenoor God. Kom ons leer uit Abraham se lewe, kom ons leer uit Brother Lawrence se lewe. En so kan ons dalk ook 'n vriend van God wees en vir hom die plesier gee wat sy hart gelukkig sal maak, om ook dan vir ons te kan sê, I am your friend. Ek hoop ek gee vir julle vandag 'n bietjie hoop en moed om bietjie aan te pak die vriendskapsverhouding met God. Baie sterkte en sien julle weer.